Daar is baie min dinge in ons wêreld waarin ons vandag leef, wat 'n mens nie op een of ander skerm kan doen nie. Ons spot dikwels in die wêreld waarin ons vandag leef deur te sê, is daar nie 'n toep of is daar nie 'n app vir daardie ding wat jy probeer doen nie, want feitelik alles kan deesdae op een of ander skerm gedoen word. Ons lewens het tot 'n groot mate, veral na die COVID-pandemie, na skerms toe beweeg. Ons doen ons inkopies aanlyn, ons gesels met ons geliefdes en ons familie wat op die verste uithoeke van die wêreld bly en ons sien hulle raak op ons skerms en ons is selfs geneig om somtyds eredienste by te woon op een of ander skerm of deur middel van een of ander skerm. Maar daar is een ding wat 'n skerm nie altyd so maklik reg kry nie. 'n Skerm impliseer dat daar 'n teenwoordigheid is, maar nie 'n vlees en bloed teenwoordigheid, nie 'n in die vlees teenwoordigheid nie. Ja, skerms maak dit vir ons moontlik om teenwoordig te wees op verskillende plekke in die wêreld gelyktydig, maar nie fisies teenwoordig te wees nie. En ek dink dit is iets waarna ons wêreld al hoe meer smag, soos wat ons wêreld stelselmatig beweeg na 'n skermwêreld toe. Ons smag na vlees en bloed, ons smag na in die vlees teenwoordigheid, of anders, as ek dit anders kan stel, ons smag na aanraking. Want aanraking impliseer 'n in die vlees teenwoordigheid. Daar is niks so spesiaal soos wanneer iemand jou aan die arm aanraak en vir jou sê, dit sal oukei wees nie. Daar is niks so spesiaal wanneer jy 'n drukkie ontvang wanneer jy deur 'n moeilike tyd in jou lewe gaan nie. Daar is niks so spesiaal wanneer iemand in die vlees, in die teenwoordigheid by jou kan wees en vir wie jy in die oë kan kyk en met hulle kan gesels nie. Daar is net ietsie anders daaraan as om deur 'n skerm met iemand anders te kommunikeer. Nou, hoekom is aanraking so belangrik? Jesus Christus het dit gedoen. Wanneer ons die evangelies lees, dan kom ons agter dat elke liewe keer wanneer Jesus te doen gekry het met 'n uitgeworpene, met iemand wat geen iemand anders mee te doen wou gehad het nie, dan het Jesus gewoonlik na daardie persoon toe gegaan, die persoon aangeraak en die persoon genees. En Jesus het baie meer gedoen met sy genesings as om net die persoon te genees. Jesus het baie meer gedoen met sy aanraking as om net iemand van hulle siekte te genees. Jesus het ook hulle status verander. En as ek hier van status praat, praat ek nie van 'n hoër status en 'n laer status nie. Ek praat van Jesus het mense weer in hulle families laat tuiskom. Maar Jesus het hulle ook in 'n nuwe familie laat tuiskom. Die familie wat hy hier op aarde kom vestig het. Die familie van wie hy die vader van die huishouding is. Hy is die vader van die huishouding en hy nooi elkeen van ons uit, ek en jy wat aangeraaktes is van hom, om deel van sy huishouding te wees. Maar omdat ek en jy aangeraak is, kan ons lewens nie maar net lyk soos wat dit gelyk het nie. Ons kan nie onaangeraak van Jesus se aanraking wegstap nie. Ons behoort ook, omdat ek en jy eerste aangeraak is, omdat ek en jy die eerste aangeraaktes van Jesus is, behoort ek en jy ook ander mense te gaan aanraak, soos Jesus ons eerste aangeraak het, in liefde, in deernis en in omgee. Ek en jy is aangeraak, sodat ons ander ook kan gaan aanraak. En mag ek en jy met geopende oë gaan leef in hierdie dag, maar ook in al die dae wat voorlê, om die geleenthede te gaan soek en bidend te vra waar die Here wil hê ons iemand in sy naam en in sy liefde moet gaan aanraak. Hemelvader, dankie dat elkeen van ons aangeraak is in u liefde. En Vader, dankie dat ons, omdat ons aangeraak is, nuwe mense geword het, deel van u familie geword het. En Vader, help ons om ander ook te gaan aanraak, soos u ons eerste aangeraak het. Nie sodat ons die eer daarvoor kan kry nie, maar sodat ons iets van u liefde in hierdie wêreld, vlees en bloed, kan laat kry. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy tyd geneem het om saam met my te kuier. Ek en jy kuier verseker gou weer.